Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het. Brothers and sisters, I greet you in the mighty, gracious name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. This morning I'm greeting you in English because we have a few people I met outside that doesn't speak Afrikaans. So they get a nice 1-minute accommodation being greeted in English. And thank you for the grace to sit and pray for the gift of interpretation as we continue with the service in Afrikaans. But you're very welcome and thank you for celebrating Jason and our service this morning. When we have a service, we can greet each other, and I greet you and you greet me. But the big greeting, the big welcome this morning is from God telling each of us, you are welcome. Good to see you. Good to be with you. Ons begin die erediens met die aansteek van die Christuskers, wat altyd 'n stil word, 'n refleksie en 'n gebedsmoment is. So ek gaan nou die Christuskers aansteek, en dan soos wat ek julle gegroet het met my hulp kom van die Here, wil ek jou uitnooi, sê in hierdie stilte vanoggend vir die Here, waar het ek U nodig? Where do I need you, Lord? Our help is from you, but this morning, specifically, personally, where do I need you? Ons sal 'n minuut vat daarvoor. Amen. In Matteus 28 lees ons die groot opdrag, the great commandment. In vers 19 lees, gaan dan en maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Vanoggend is dit 'n massiewe voorreg om vir Jason Marks, een van ons eie, te kan doop. Jason, jy kan vorentoe kom. Daai groot opdrag sê ons moet doop in die naam van die Vader, Seun en Gees, in die karakter van God die Vader, Seun en Gees, en leer mekaar om alles te onderhou wat ek vir julle gesê het. En vanoggend se erediens is 'n baie praktiese manier, staan bietjie nader. Vanoggend se erediens is 'n baie praktiese, ons gaan mekaar leer om te onderhou wat God gesê het. En jou doop vandag is vir ons almal 'n groot herinnering dat om 'n disipel te wees is nie net om gestempel te word nie, maar om 'n disipel te wees is om 'n volgeling van Jesus te word wat soos Jesus word, wat leer om alles te onderhou wat in die Bybel staan. So dis, ek dink vir ons almal se geloof vandag 'n groot bevestiging en uitnodiging. Ek en Jason het lekker baie gepraat voor vandag en hy is eintlik beter in Engels as in Afrikaans. So ek het vir hom 'n versie gehad wat ons bespreek het en wat ek vir almal wil lees, wat so mooi is. So ek wil julle moet na hierdie gesig kyk as julle hierdie versie hoor, from 2 Corinthians 3 verse 18. We reflect the glory of the Lord and are being transformed into His likeness with ever-increasing glory. Ever-increasing glory. Ek sien hier's 'n paar kinders vandag. Waar is die kinders? Ek het daar, ek sien die kinders. Vir die klein kindertjies en die groot mense wat nie besef hulle is kinders nie. In ons geloofstradisie
As iemand nie as 'n baba gedoop is nie, dan kan hulle as 'n volwassene gedoop word. En dit staan in die handleiding van die erediens van die NG Kerk. En dis wat vandag gebeur. En as ons 'n volwasse mens doop, dan doen hulle eers die belydenis van die geloof. En dan word hulle gedoop. So ons het weer eens daardeur gewerk. En ek gaan daai formele deel nou doen. So ek gaan al 4 die vrae vra. En Jason gaan een keer die geleentheid kry om nee of ja te antwoord. En dan gaan ons aangaan met die doop. So die doop van volwassenes by belydenis. Ten eerste, glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van die kerk vervat is en in ons gemeente hier geleer word, die ware en volkomme leer van die verlossing is. Ten tweede, bely jy op grond van die woord van God dat jy 'n sondaar in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, maar dat jy deur die geloof in Christus gered is en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop behoort te word. Ten derde, verklaar jy dat dit jou opregte voorneme is om in die Christelike lewe te volhard, die Here te dien en te bely voor die mense en getrou te wees in die eredienste. Beloof jy dat jy jouself vrywillig onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Ja. Baie dankie. Ek het geglimlag terwyl ek dit lees, want ek ken klaar die antwoord voordat jy dit gesê het. Wat vir my uitstaan uit Jason wat hier staan, is sy opregte voorneme om sy pad met die Here te vernou, Jesus te volg. So die feit dat hy hier staan, sê baie van homself. Dit sê baie van jouself om hierdie publieke getuienis te lewer. Waarmee ek jou vandag los is, die doop sê nog meer oor God. Jou hemelse Pa, oop arms, wat vir jou sê, you are my beloved. Ons leer vandag iets van hierdie broer, maar ons word ook herinner van ons God. Die van julle wat Jason se storie ken, dink ek sal ekstra warm voel vanoggend, dat die hemelse Vader hierdie seun kom seën. Kom ons staan die kant toe. Hy is al groot, né? Jason Marks, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, aanvaar vanoggend hierdie offer, ons handeklap offer, ons getuienis offer, hierdie menslike offer, wat ons self vir U teruggee. Heilige Gees, dankie vir U pad met Jason, vervul vir Jason. Maak hom lewendig, maak hom so teenwoordig, so bewus van U teenwoordigheid. Dankie Here dat U nie opgee nie. Dankie dat U ons nader trek. Dankie dat U ons Pa is. Amen. Ons gaan nou vir hom sing. En ek wil jou uitnooi, al lei die musikante. Jason kry vanoggend 'n boekie met die naam Life of the Beloved. En dit is met Jesus se eie doop het die Vader vir hom gesê, jy is my geliefde seun. Dis hoekom ons hierdie boekie vir jou gekies het. So ons gaan nou almal saam sing en ek wil jou nooi in jou hart, seën hom, en soos wat ons hom seën, gaan die heerlikheid, the glory of God, hom al hoe meer verander, en selfs in hierdie ou gesiggie, gaan iets van God se heerlikheid meer en meer sigbaar word. Aanvaar hierdie seënlied.
klap. Gemeente, ek nooi julle uit om saam te staan. Ekskuus. I searched the world, but it couldn't fill me. And man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along, Jesus, and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all and still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. And there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn
En net soos ons elkeen herinner word vanoggend dat ons 'n kind van God is, sing ons graag Here Jesus, ek is klein. Here Jesus, ek is klein, maak Uself my lewe rein, laat ek altyd van U leer, laat ek groot word tot U eer. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U eer. O Verlosser, maak my sterk, vrydig op vir U te werk, laat my nog gehoorsaam bly, altyd gaan waar U my lei. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U eer. Heiland, laat my nooit vergeet, dat U alles van my weet, alles niemand ook by my, sal U eeuwig by my bly. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U eer. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U eer. Ons sing vandag ons nuwe lied, Groot is U Heer. Groot is U Heer, regverdig en getrou, U wat beloftes hou van wie U is. Groot is U Heer, geklee in majesteit, U wonder spreek deur tyd van wie U is. En ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. En ek sal U loof, verwonder deur U grootheid. En ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. En ek sal U loof,
ons wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar ons verlossingslied. U vorm ons, Here, en ons dank U daarvoor. Vir wanneer ons dit nie reg kry nie, vat ons verantwoordelikheid en sê jammer, en ons dank U vir die vergifnis, en wanneer dinge beter gaan, gee ons aan U al die eer, en ons dank U Gees, wat deur genade wonderwerke doen, binne ons harte en dan ook buite ons lywe. Amen. Baie dankie aan die musikante. Also, a thank you to Jean Pelser, who's now in the translation thanking himself, because as we're speaking in Afrikaans, sorry, ek tergem nou net, soos wat ons Afrikaans praat, is hulle besig om te vertaal in Engels in, so daar's een of twee wat nou met oorfone sit, en lekker in Engels kan luister wat sê ek. So as my Afrikaans nie lekker is, kan jy die oorfone probeer, partymal maak John hom bietjie beter, soos hy vertaal. Party verse in die Bybel is moeilik om te verstaan, en ander is maklik om te verstaan, maar moeilik om te doen. En vandag het ons so 'n vers, wat ek dink redelik maklik is om te verstaan, maar krapperig is om te doen. So dis hoekom ons bid vir die Here se genade. En ek gaan vir ons voorlees uit Efesiërs 4, vers 25, en dan hy eindig eintlik by 5 vers 2. Dis hoekom die leesrooster wêreldwyd hom ook tot daar vat. Julle sal onthou dat die nommertjies eers later ingebring is, en die Bybel is nie so geskryf nie. So dis Efesiërs 4, 25 tot 5 vers 2. Ag, ek wil tog 'n wenk gee voordat ek lees. Daar's klomp goed wat julle nou gaan hoor. En tussen hierdie mengsel van etiek is daar 2 kategorieë wat uitstaan. Goed teen kwaad. So soos wat ek lees, besef jy dadelik, vat hom, sit hom die kant, sit hom daai kant, sit hom die kant, sit hom daai kant. Want op die ouene is daar 2 kolomme, 2 maniere van leef. Goed en kwaad. Daarom, vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie. Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie. Hy moet eerder werk deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftiges te gee. Nie enkele afbrekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir die noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde, net soos Christus ons liefgehad en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerande met 'n aangename geur. Tot sover. Ons is Fontainebleau Gemeenskapskerk en baie keer beklemtoon ons dit deur te sê ons is hier vir die gemeenskap, ons verander die gemeenskap. Maar die eerste deel van ons gemeenskapskerkwees is dat ons moet leer om gemeenskap te hê met mekaar. Ons moet 'n gemeenskap wees met integriteit, sodat as jy die wonderwerk kry en iemand innooi, laat hulle daarmee aankom en dan 'n gemeenskap ervaar wat hemels is, wat anders is. En ek dink dit gaan nooit perfek wees nie, maar dit kan sag wees. En ek dink die teks vandag al is daar diep teologie, selfs trinitêre teologie. Die teks vandag is eties verskriklik spesifiek. Dit wys vir ons hoe ons hierdie dinge saam moet doen. So ons is 'n gemeenskapskerk binne en buite. Hierdie 2 kategorieë van goed en kwaad is van vrede en van veg.
In my voorbereiding het ek die prentjie gehad van hart of hart met 'n D. As ek sê, ons verdeel die teks in goed en kwaad. Die goed het 'n mooi Grieks, agathai, wat 2 keer direk in die teks voorkom, al verduidelik het goed op meer maniere staan die Griekse woord 2 keer daar. En woorde wat ons met kwaad kan vertaal, staan 5 keer in die teks, 5 verskillende Griekse woorde en konsepte. En daar's altyd iets in 'n preek wat maak dat jy die preek onthou, né? Julle gaan nou die deel kry wat julle onthou. Daar's 4 woorde wat gaan oor kwaad. Afrikaans is so eenvoudig, wat gaan oor kwaad wees, hoe jy voel. So verskillende Griekse woorde, hoe jy voel, en dan is daar 1 keer die vertaling van kwaad, wat gaan oor die bose, of die slegte. Julle verstaan die verskil, nee, ek is kwaad, of ons praat van die kwade. So die Griekse woord vir kwaad, soos Engelse evil, ek mag dit nie sê nie, sê my vrou, so ek sal dit vir julle spel, K-A-K-I-A. Dis die Grieks vir die bose. Ek dink Afrikaners kan dit onthou tot in lente van daar. So ons het agathai en dan het ons daai boosheid, wat julle nou sal onthou wat die Grieks is. In Romeine 12 vers 21 het ek 'n opsomming eintlik raak gelees vir ons teks, omdat dit sê, oorwin die kwaad deur die goeie. Nou wil ek sommer aspres wees, en in Romeine 12 word hierdie Griekse woorde agathai, die goeie, ook gebruik, en dan is die verbuiging K-A-K-O-U, so oorwin die kwaad deur die goeie. Julle kan nou self die woord vorm in julle koppe. So, ons kan nie net die kwaad weerstaan nie, want ons gaan nie wen nie, ons gaan dit nie reg kry nie. Ons oorwin die kwaad deur in te beweeg in 'n heeltemal 'n ander ritme, met 'n ander doelwit, so in die goeie in. Die van julle wat notas neem of by die huis kyk aanlyn, daar's 2 lang teksgedeeltes wat ek nie vanoggend gaan lees nie, maar gaan dit vir julle sê vir 'n nota wat jy by die huis kan bestudeer. Gedeeltes waar Paulus amper ons hele perikoop net so herhaal, dieselfde konsepte. En die een is Jakobus 3 vers 13 tot 18. Wat vir my daar uitstaan is, hy nooi ons in sagte dade in. Innooi in sagte dade. En dan Kolossense 3 vers 8 tot 14 het ook al dieselfde temas, en dan is daar ook daai teenstelling van woede en jok teenoor sagtheid, vergifnis, deernis en liefde. So die tema van vandag se etiek kom deur die hele Nuwe Testament voor. In die perikoop is daar 10 verse wat vir ons 10 goed sê, en vanoggend gaan ek laat die woord julle bedien. Sonder te veel tierlantynkies en dinge gaan ons saam na God se woord kyk in hierdie 10 verse wat die verskil tussen goed en kwaad verduidelik. Vers 25 sê, vermy die leuen, praat die waarheid. So die leuen en die waarheid het 2 maniere. Ons kan direk jok, so ek sê vir jou ek is hier met die Honda, maar eintlik is ek hier met die Isuzu. So ek vertel 'n valsheid, 'n onakkurate stelling is 'n manier om te jok. Ek vertel iets wat nie die waarheid is nie. Ek het kinders wat dit baie goed kan doen as hulle in die moeilikheid is. Maar dan is daar ook 'n jok wat net die waarheid weerhou en deur die stilte jok en die verkeerde persepsie skep. Ek het ook kinders wat baie goed is daarmee. Hulle stilte vermy die waarheid, as ek dit so kan stel. Wat moeilik is van hierdie teks is, dit nooi ons om die leuen te vermy en die waarheid te praat ter wille van eenheid. Nou weet julle, partymal as jy die waarheid praat, dan help dit nie eenheid in die huisgesin nie. Stem julle saam? So dis 'n baie moeilike kontras waar die Here ons moet help. En wat ek besef het is, om nie net op die kwade, die gevoelens en die boosheid te fokus nie. Maar as die Bybel ons nooi om waarheid te praat, kan ek heeltemal uitklim
en na die goeie toe oorgaan. En dan kan ek die waarheid praat op 'n opbouende manier. So, ek wil nou heeltyd voorbeelde gee. So, as jy trou, dan is daar 'n spesiale organisasie wat jou reëls gee. En een van die goed wat hulle jou gee is, as 'n vrou ooit vra, laat hierdie denim my vet lyk, is die antwoord altyd nee. Mens leer dit as jy trou. So, bring die waarheid eenheid. Moet jy altyd die waarheid praat? Nee. Jy kan voordat daar 'n vraag oor die denim is, kan jy sê, jou skoene lyk pragtig, jou haartjies lyk mooi. Jy kan die kwade deur die goeie oorwin. Ek gee nou vir julle 'n lighartige voorbeeld, maar dit is verskriklik diep, want as ons in die negatiewe vasgevang is, gaan ons nie weet wanneer om nou die slegte openbaar en terug te hou en eerlik te wees, en op die ou nou gaan daar nie eenheid wees nie. So ons oorwin die leuen met mooi waarheid. So ek dink dit is 'n lekker versie. Die eerlikheid en die eenheid is nie altyd harmonie en lekker nie, maar die waarheid bring tog eenheid. Al is dit aan die ander kant van drama. Vers 26 sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Nou daai is nie 'n aanmoediging om kwaad te word nie, ek dink is meer 'n stelling van, jy gaan kwaad word, maar moenie sondig nie. Die kwaad word is nog nie sonde nie, maar dit kan baie vinnig sonde word, binne en buite. Die teks fokus spesifiek, dink ek, om 'n onderskeid as ons alles lees, te tref tussen wanneer jy kwaad is in jou emosies, en dan die sonde gebeur wanneer dit uitkom, na buitentoe. Die binnekwaadheid, ons almal is kwaad op verskillende maniere, party borrel meer, ander simmer meer, die temperatuur lyk dalk anders, van hierdie binneste kwaadheid. En dan, om daai kwaadheid te verwerk, is om sonde toe te laat of nie, en om jou kwaad respekvol te verbaliseer, is nie 'n persoonlikheidstipe nie, dis 'n dissipline, dis 'n opdrag. Ek kan nie sê my stilstype is maar wie ek is nie, want dan kan my stilte baie wreed wees, net soos wat my uitbarsting baie wreed kan wees. So om daai wroging in my te vat en te vertaal in iets wat soos respek en deernis lyk, dis die verskil tussen sonde en nie. En partymal sal iemand vir jou sê, ek kan sien jy is die Helen, asof jy klaar dan sonde doen. Vandag wil ek vir jou sê, as jy kwaad is dit nog nie sonde nie. Moenie laat dit uitborrel nie. Moenie laat dit uitspeel nie. Die versie sê, moenie laat die son ondergaan oor jou woede nie. Dis nogal 'n erger woord as net ontsteltenis. Moenie terwyl jy woedend is, gaan slaap nie. Nou ons interpreteer dit gewoonlik as, gaan maak eers reg. En dit is definitief die doel, en baie keer het ons die geleentheid om voordat jy in die bed klim te gaan jammer sê. Die geleentheid is nie altyd daar nie. As jy vandag kwaad was vir 'n taxi, en vir die regering, en vir wat jy op die nuus gesien het, kan jy baie kwaad wees, maar jy kan nie gaan regmaak voor die aand se slaap nie. So vanoggend wil ek 'n belangrike ding vir jou sê, wat ek dink jou baie kan help. Die doel is altyd vrede en versoening. Die eerste stappie is nie net 'n tegniese gaan sê jammer vir die mens nie. Die eerste ding is om met integriteit na die Here toe te gaan met jou woede, met jou kwaad wees, met jou irritasie en te sê, Here, ek is nie lekker nie. Ek borrel, ek is woedend. Ek is krapperig. Die Afrikaans het baie mooi woorde, maar ek gaan nie dit alles sê nie. Maar ek is nie lekker nou nie. Gaan sê dit vir die Here, en die Here kan in jou hart 'n wonderwerk doen, jou kalmeer, vrede bring, voordat jy gaan slaap. Altyd. Want die realiteit is, party verhoudings en party probleme kan eers later opgelos word. So jy gaan partymal vir 'n week nie slaap,
as jy daai versie letterlik wil interpreteer nie. Daarom wil ek vanoggend, en ek dink nie dis 'n kompromie om die versie minder te maak nie. Ek dink is om dit nog meer vrede te gee. Jy kan altyd na die Here toe gaan voor die dag verby is. En dan gaan die Here vir jou wys, stuur 'n boodskap, bid, bel, stap daartoe, ry daartoe. Maar daai versoening, dat die son nie moet oor jou ondergaan, oor jou woede nie, gaan na die Here toe, selfde dag. Ek dink dit is 'n Christelike uitnodiging en ek konsentreer om nie net vir Jason te kyk wat nou vandag vir ons wys hy's 'n Christen, so ons kan hom nou verantwoordelik hou aan al hierdie dinge. Jy's nou gedoop, jy kan nie nou meer so op my skree nie. Maar ons elkeen is gedoop wat hier sit. En ons word uitgenooi, ja, ons gaan almal kwaad wees, maar ons hoef nie sonde te doen nie. En ons kan ook iemand se pad respekteer as ons sien, hulle is naby sonde, maar hulle hou terug. Dan kan ons ook deernis gee en dit vir hulle maklik maak. Vers 27, baie eenvoudig, moenie die duiwel 'n vatplek gee nie. Die duiwel woon in 'n beduiwelde hart. In 'n bedingeste, kwaad, vuil, krapperige hart, is daar baie plek vir die duiwel om te woon. En dis hoekom ek sê, kom by die Here uit, dadelik. Al is jou probleme nog nie opgelos nie, kan ons harte skoonmaak, sodat daar nie plek is vir die duiwel nie, want hoe meer dinge daar is, hoe meer wegkry plek het die duiwel, sê die teks. Vers 28 is so interessant binne die konteks van al hierdie dinge, want hy sê moenie steel nie, as jy steel, hou op steel. Maar dan word dit so duidelik dat 'n selfsugtigheid wat kwaadheid nie kan laat gaan nie, is dieselfde as 'n selfsugtigheid wat steel en by ander mense goed vat. En as ons Christen is, glo ons alles wat ons het behoort aan God. En dan raak diefstal 'n heel ander gesprek. Want nou kan ek ewe skielik steel, nie wat aan jou of aan jou behoort nie. Ek kan nou steel wat aan God behoort. So my luukse keuses kan diefstal raak teenoor God, teenoor die liggaam van God, teenoor die mense van God. En dan sê daai versie vir ons moet eerder hard werk met ons hande, sodat ons iets het om vir die armes of vir ander mense weg te gee. So die doel van jou arbeid en jou geldjie is nie om te besit nie, maar om te kan gee. En as jy dit nie doen nie, is ons dalk besig om te steel by God. Onthou julle, iemand het gesê, hierdie is 'n moeilike teks. Wie van ons wil diewe wees? Niemand nie. Dis nie net hier nie, in Handelinge 20 vers 35 lees ons ook, werk hard sodat jy iets het om vir die armes te kan gee. So die doel van die arbeid is om te kan gee. Maar om nie te steel nie, vat ons uit 'n selfsugtige eie ek manier van dink in 'n gesamentlike, liefdevolle manier van dink. Dan raak die teks nou warm. Vers 29 sê, moenie laat daar afbreekende woorde by jou mond uitkom nie, maar opbouende woorde. En dis weer eens verskriklik moeilik in balans met hierdie ding van die waarheid. Ek dink nou sommer aan musiek. Ek sing vals. So as ek net lekker begin sing, dan vat my vrou net so saggies aan my been en wys vir my ek leer die kinders verkeerd. So haar waarheid is so 'n bietjie afbreekend vir my aanbiddingstyl. Dis moeilik, want sy wil nie waarheid praat. Maar hoe bou jy my op? Sy kan nie eers sê ek moet dromme speel nie, want dit doen ek ook verkeerd. Daar kan ek stilgebed beoefen of ietsie, maar so ek wil maar net eerlik met julle wees, laat om die waarheid te praat en altyd opbouend te wees en nie afbreekend nie. Dit is nie maklik nie. En ons moet amper in desperaatheid in elke situasie na God toe gaan en sê, Here, hoe lyk waarheid nou? Hoe lyk liefde nou? Wanneer is stil bly 'n inleiding of 'n stuk gereedskap tot 'n groter waarheid? Of is dit net 'n lui kompromie, want ek is nie lus nie. Ons kan nie hierdie sonder die Heilige Gees regkry nie. Nie by die kerk nie, nie in ons huise nie, nie by die werk nie. Vers 30, bedroef nie die Gees nie. Het my baie in Matteus 12 vers 31 laat dink van die sonde teen die Heilige Gees.
Niemand van ons wil die sonde teen die Gees doen, wat nie vergewe kan word nie. Nie een van julle wil die Heilige Gees bedroef nie. Is ek reg as ek dit sê? Moenie daaroor stres nie, God is almagtig en genadig. Maar dit help prakties om te weet en te verstaan uit die skrif, om die Gees te bedroef en teen die Gees te spreek, is om Jesus self te bedroef. En dit raak prakties as ek sê, hoe kan ek nie Jesus of sy liggaam bedroef nie? Want dis wat die konteks hier vir my wys. Om die Gees te bedroef, bedroef ek eers Jesus se liggaam. Deur my dade, deur my uitbarstings, deur my optrede. So, die Gees bedroef, Jesus se liggaam bedroef. Ons moet dit nie doen nie. Vers 31 is die warmste versie in die teks. Dis soos wat ek sê, daar waar jy nou die dinge is in en omgekrap is. Op skool het ons die woord gehad, seker omdat dinge nog kalvinisties was, dat jy sê, hy is koerig. Ken die jeug dit nog, Liam? Koerig. Koerig is 'n woord vir baie kwaad en omgekrap. Dit is nie 'n sondige woord nie. As jy in daai toestand is, nou gaan ek net vir julle die Afrikaanse vertalende woorde lees, van hierdie toestand van, goed, jy kan jou eie woord nou hê wat jy sal gebruik buite die erediens. As jy goed omgekrap is, binnekant, vir dit om nie uit te kom nie, is om nie skerp te wees nie, nie bitterheid te wys nie, nie woedend te wees nie, nie opvleend te wees nie, nie te vervloek nie, nie te skreeu nie, nie te skel nie, nie te laster nie, niks wat sleg is te sê nie. Die oomblik wat ons binneste worsteling laat uitkom, dan is ons besig om die vrug van die Gees vrot te maak, en die vrotvrugte maak al die ander vrugte ook vrot. Dis hoekom dit so gevaarlik is, en dis hoekom ek dink daar hierdie genadiglike streep is, tussen hoe jy voel en hoe jy optree. Want jy kan nie vrotheid eers isoleer, eers na die dokter toe vat, eers na God toe vat, voordat jy die vrotheid toelaat om al die ander vrugte aan te steek. Vers 32, wees goedgesind en innig meelewend. Die Engels sê kind and tender-hearted. Die kind is 'n mooi hart. Die tender-hearted se Grieks, die van julle wat Grieks ken, praat van, is dit splag, splag, so splagtigheid, maar dit verwys eintlik na jou derms. So hierdie Engelse vertaling van tender-hearted kom naby, want dit sê jou hart moet sag wees. Die Grieks sê eintlik jou derms moet sag wees, jou maag moet sag wees. Soos ek na jou kyk, dan kry ek nie so slegte gevoel op my maag. Daar's daai een weer nie. Ek kry 'n goeie, die Engels is behulpsaam, 'n gut feel. In my gut voel ek goed. Al doen jy wat aan my, al dink ek wat van jou sondes en probleme, my gut feel towards you is good. As ek jou sien, is ek eers bly om jou te sien, al doen jy wat verkeerd. En ek dink dis deel van genade is om daai gevoel in my maag te hê, waar jy nie my maag omkrap nie. Vers 5.1 so mooi sê, geliefde kinders, ons moet God naboots. En ons vergeet ons is geliefd, en ons vergeet ons is kinders. Baie van die dinge wat ons doen is omdat ons geliefdheid aangetast is. En dan wil ons nou op een of ander manier nie seer hê nie, en dan doen ons al ons gemors, omdat ons 'n probleem met geliefdheid het. En dan kinders is so behulpsaam. Want as ons prakties aan kinders dink, dinge gebeur met 'n kind. Maar groot mense laat dinge gebeur. So 'n geliefde kind met wie dinge kan gebeur, is 'n uitnodiging. Vers 2 verduidelik vers 1, en dit is deur lief te hê soos Jesus lief gehad het. En wat het Jesus gedoen? Homself opgeoffer. So die groot uitnodiging in hierdie hele teks, hierdie lys tussen kwaad en kwade en goedheid, word saamgevat in die heel laaste versie, wat sê jy skuif van die een lyf na die lys, na die ander lys toe, deur te doen wat Jesus, jy gee jouself as 'n offer.
So kom my eerste sin in my gebed vir jou vanoggend was, Here, aanvaar hierdie offer. Ek offer myself, ek gee myself prys, ek gaan dood, om uit hierdie siklus van kwaad en kwade te beweeg na goedheid toe. Daai skuif is moontlik van kwaad na goed toe. Dit is moontlik in God se genade. Ons gaan nou na die stem luister, wat die musikante gaan sing, en die liedjie, Engelse liedjie, so John, as jy nou luister, jy hoef nie te vertaal nie, 'n Engelse liedjie, wat sê, uit ons stoflikheid, uit ons aardsheid, uit ons slegheid, uit ons gebrokenheid, uit ons modder, ons vuilheid, maak God, soos wat hy die mens geskaap het, kan God van ons iets pragtigs en mooi maak, wat sy glorie vir ander mense wys. Elke keer, soos wat ons vergewe word, en ons vergewe, skuif ons van stof na iets moois toe. Springing up from this old ground, out of chaos, life is being found in you. You make beautiful things, you make beautiful things out of dust.
Here, ons gebed is dat U sal aanhou werk in ons en met ons, Here. Ons belydenis is, Here, dat ons weet dat ons nie staties is en vir ewig sal wees soos wat ons was nie, maar dat daar hoop is in U. En dat deur die Gees ons ook verander kan word om meer en meer die gelykenis van die Seun aan te neem. Wees ons genadig, Here, is ons gebed. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hallo gemeente, baie dankie julle vir daai. Ek wil baie graag vir die diensspanne vra om my te help. Ons gaan nou finansiële bydraes doen. As jy Fontainebleau Gemeenskapskerk sien as jou gemeente waar die Here in jou gestuur het, waarin jy geplant is, wil jy graag uitnooi om nou deel te neem aan die finansiële bydraes as deel van jou dank aan die Here. Daar's 'n geleentheid op die skerm gebruik te maak van die QR-code vir SnapScan of vir bankbesonderhede vir EFT's en dies meer. Dan wil ek sommer terwyl ons die offergawes opneem, 'n paar familiesake met julle deel. As julle ore saam sal spits, sal dit lekker wees. Ons het sommer skyfies op die skerm ook. Die eerste is 17 Augustus, eerskomende Saterdag, né? Eerskomende Saterdag is Rihanna Nel by ons as gemeente. Maar dis eintlik 'n ringsinisiatief. So ons en Thomas Day en Weltevreden en nog 'n paar kerke het saamgespan om vir Rihanna te kry, wat ons die vroues graag wil nooi vir 'n wonderlike oggend saam. So as jy 'n man is en wil kom, jy kan probeer inkom met 'n preek, maar as jy jou diep stem hoor, gaan ons jou wegjaag. Hierdie is slegs 'n damesoggend. So ons wil jou graag vra om kaartjies te koop. As jy in jou banke kyk, is daar 'n QR-code jy kan scan wat gaan na Linktree toe en daar's 'n button wat jy vat om 'n kaartjie te koop vir jou en 'n vriendin en jou kind en jou kind se maatjie. So ons wil graag die dames uitnooi om by hierdie oggend by te woon. Ons dink dit gaan heerlik wees saam. So Rihanna Nel eerskomende Saterdagoggend. Die besonderhede is op julle Linktree link in die banke. Dan 18 Augustus, al ons dienaars, as jy in enige vorm betrokke is in die gemeente as 'n dienaar of enige span dien, 10:30 na die erediens volgende Sondag het ons dienaarsopleiding. Dan op 25 Augustus het ons 'n lidmaatskap gesprek. Hierdie is 'n gesprek vir mense wat dalk by ons kuier, wat nie is by ons, maar ook vir mense wat hulle wyle is in die gemeente en meer wil uitvind wie is ons en waaroor gaan dit om in Fontainebleau Gemeenskapskerk te wees. Dis ook dan 'n gesprek oor hierdie goeters langs die kant. As jy wonder wat hierdie goeters is, as jy nog nie weet hoe om jou kop uit op te noem nie, kom vir 'n gewoonte crash course. Ons dink hierdie is die uitnodiging van die Here vir die goeie lewe. Ons noem die gewoontes vir die goeie lewe. So kom gerus vir die lidmaatskapgesprek en gewoontegesprek op 25 Augustus direk na die erediens. Julle moet wel registreer. Weereens in die banke, daar's 'n link, registreer gerus daarso, want ons wil graag ietsie te ete ook bied vir die oggend. So 25 Augustus. Dan 1 September is Lentedag en ons wil graag almal uit hulle grotte uitnooi na die winter. Op die oomblik is die weervoorspelling 25 grade Celsius, wel 11 en 25, so ergens tussen die 2 met geen reën nie. Al is dit Lentedag, dit gaan nie reën hierdie jaar nie. Ons gaan 'n buiteligdiens hou. Onthou julle van tevore het ons begin met buiteligdienste, 'n lekker buiteligdiens, maar met 'n twist. Ons wil vra, as jy kan, bring 'n koek of 'n tert saam. Ons gaan 'n groot lentedag koek en tee dag doen. Lekker saam kuier as gemeenskap, na die tyd, lekker tafel sê, so buiteligdiens, nooi die mense, jy by die huis, kom gerus uit jou grot uit, kom kuier saam. Ons wil graag ook ons gemeenskap van gelowiges vier en saam geniet. So 1 September kyk gerus uit daarvoor. Op dieselfde dag dan ook het ons 'n spreker wat gaan kom praat met ons ouers met kinders. So dis op die 1 September ook, dit is die oggend 11 uur, waarvoor jy moet ook registreer asseblief. Ek dink daar is 'n bietjie meer detail op die skerm, is hy nie daarso nie. So dis 'n spreker wat kom praat oor ouerskap, om ons te help om beter te kan ons kinders begelei in ons strewe, dat hulle ook in Jesus se week kan volg, dat ons op die beste moontlike manier kan as ouers optree. So dis ook op die 1
September. En dan laastens vir ons familiesake van vanoggend, het ons 'n gemeentekamp van 27 tot 27 September wil ons julle uitnooi om al daai tente wat onder stof lê of 'n waantjie met 'n tent op of in te gaan uittrek uit die garage uit, af te spuit en saam te kom na ons gemeentekamp 27 tot 29 September. Ons was laas jaar gewees in die Drakensberge. Hierdie jaar is ons by Dube Private Game Reserve en ons kan so 100 mense saamkom. Daar's plek vir speel en waterkaskanade soos julle kan sien. Daar's plek vir chalets wat nie wil kamp nie, wat te fancy is vir kamp. Jy kan 'n chalet ook boek vir 2 of 4 mense, maar vir die res van ons wil kamp, kan kom kamp of in 'n tent of in 'n karavaan. Maar watter wonderlike geleentheid om net saam te kom speel. Ons dink om saam te speel as gemeenskap is een van die belangrikste dissiplines. So ons wil kom uitnooi om saam te kom vier maak, saam te kom kuier, saam te kom geniet as gemeenskap. 27 tot 29 September is 2 aande. Die kostes is daarso vir beide die kampplekke en ook vir die villas, noem hulle dit. Kontak gerus die kerkkantoor vir meer besonderhede of om jou plek te bespreek. Daar is beperkte plekke sover, maar kom ons kyk of ons die 100 mense kan lekker vol maak vir hierdie geleentheid. 27 tot 29 September. Great. Dit is dan al die familiesake van my kant af. Ek wil graag uitnooi om saam met my te staan dat ons die slotlied sing. Ons gaan vanoggend afsluit met die Onse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat U ryk kom, U wil geskied soos in die Liewe gemeente, ontvang die seën. Mag die genade van die Here met ons wees. Amen. Daar is lekker koffie en tee in die klein saal. Gaan kuier lekker saam. En natuurlik koekies. Soos jy uitstap, speel ons 'n nuwe lied wat ons graag ook vir die gemeente wil leer. En dan as ons mag, daar is cupcakes vir al ons moeders en moedersfigure.
Al die vrouens hierso, as julle uitstap by die deure, behoort daar vir julle te wees. So geniet dit ook gerus. Jammer, ek het vergeet. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die heelal. Ek glo in Jesus Christus, God se